Goeiemôre almal. Môre. So lekker om te sien, dis klomp families hierso. Goeiemôre, dankie Hansie. Yes, jy kan praat vandag. Nie skaam nie. Ek wil gou kyk vir 'n hande. Wie was by ons Easter walk gewees? Daai wat die week was, in die week. Wie was by ons sonopkomsdiens gewees? Het jy dit geniet? Ja. Is daar ietsie anders wat in jou kweek? Ja. Is daar ietsie anders wat in jou hart is? Ja. As nou 'n jaar terug kyk en waar is nou vandag, jy kyk nou terug 'n jaar terug in by Paasfees. Is jy dieselfde of het jy verander? Ek hoop jy het verander. En ons moet konstant verander. Konstant moet ons opnuut word. Konstant moet God ons verander. So ek wil net ietsie met julle net gou weer bemoedig. Wat ons geleer het en regtig ietsie wat vir ons uitgestaan het oor die profetiese kursus en wat my so bystaan, is twee goeders eintlik. Een is 'n profetiese aksie. 'n Profetiese aksie beteken van jy doen ietsie fisies. So wanneer ons sê haleluja, ek kan sê haleluja. Okay? Of haleluja. Jy gebruik ietsie. Hoeveel krag dra dit as jy dit doen? Nie die fisies nie, maar die geeste. En die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, skryf neer. Jy miskien hou nie van die woord nie, miskien hou nie van ietsie nie, maar hoor altyd of God met jou gaan praat. Want God wil altyd met jou praat. Ek het nou konstant my foon reg. As daar ietsie is wat God vir my sê, al is dit op die nuus, dan skryf ek dit neer. So ek wil jou bemoedig, gemeente, familie, kry vir jou iets wat jy kan skryf. Jy hoef nie die hele preek neer te skryf nie. Jy hoef nie, glad nie. Maar 'n woord, 'n sin, 'n vers, 'n iets wat God vir jou gee, wat hy vir jou kan dra deur hierdie hele week. Ons kan nie net hier sit en sê, "Ag, dit was 'n nice preek, ons stap hier so uit, môre vergeet ons alles." Ons het die dagstudies op, maar dit help nie. So ek moedig jou aan. Laat ons begin hoor wat God vir ons sê en laat ons dit toepas in ons daaglikse lewe. So ons praat vandag die leeu en die lam. The lion and the lamb. So waar ons vandag vier is waar ons die opstanding vier, wil ek gou hierdie lees in Matteus 28. Voor dit. Ons staan voor 'n leeg graf. So daai leeg graf daar so opstaan. Daar's 'n leeg graf, daar's niks. Ek praat nou met François en Willie het ook al gesê, jy gaan na Jerusalem toe en jy gaan na die graf toe en verwag nou hierdie geestelike ervaring, maar jy kom daar aan en jy is so teleurgestel. Want daar's niks nie. Dis net 'n graf, dis net 'n gat in die grond of 'n gat in die klip. Dis wat dit is. Daar's niks nie. Ons staan voor 'n leeg graf vandag. Matteus 28 vers 5 tot 7, hier is waar Maria en Anna Maria gegaan het na Jesus waar hy begrawe was, en hulle het vir hom net gaan kyk, en hulle wil nou gaan sien hoe is dit. En daarso sien hulle 'n engel. En eers skielik rol die steen weg. En sy gaan kyk en hulle sê, ons leef wat hy sê, do not be afraid, nie bang wees nie. He said, I know you are looking for Jesus, the one who was crucified. Op Vrydag, ons het hom gelees, ons Vrydag gesien. He isn't here, he is risen from the dead, just as he said he would. Die Afrikaans sê, kom en kyk. Kom en kyk waar hy was. Kom kyk na die graf, kom kyk waar hy was. Hier's niks. Sy kleed lê hierso. Dis al wat hierso is, daar's niks. En ek wil vandag vir jou sê, gemeente, as jy nog nie glo dat Jesus opgestaan het van die dood nie, hy het opgestaan van die dood. Hy is vir die regterhand van die Vader. Amen. Amen. Sonder die kruis was daar nie 'n opstanding nie. Sonder dat Jesus op die kruis gekom het, sou daar nie 'n opstanding gewees het nie. Die kruis het ons Vrydag 'n bietjie gepraat van, dis die bewys van Jesus se liefde. Want ek en jy moes op daai kruis sterf.
Ek en jy moes deur dit gaan wat hy deur gegaan het. Maar hy het gesê, nee, ek sal in hulle plek staan. Ons, leeu van Juda, het gekom as 'n lam, die lam van God, en hy was geoffer gewees vir my en vir jou. Miskien vir julle, maar hoe is dit moontlik? Dit kan nie wees nie. Hoe kan dit wees dat 'n man vir my sterf? Wel, was nie 'n man gewees nie. Hy was God gewees. En hy het gekom. Hy was sonder sonde. Ek dink ons moet besef, God, Jesus het niks sonde gehad nie. Probeer een dag ons nie te sondig nie. Probeer een dag. Jy vang jouself vinnig waar jy sondig. Miskien is dit net 'n leentjie wat jy vertel. Miskien is dit net 'n vinnige 'n gossip wat jy met iemand goed praat. Of miskien is dit waar jy per ongeluk vloek. Ons sondig gedurig. Jesus het niks gesondig. En hy gekom in my en jou plek. Op daai kruis. Het hy alles op hom gevat. Nie net fisies nie, maar geestelik, emosioneel. Alles is op hom geneem. En hy het gedoen vir die vreugde wat daar aan die kruis is. En wie wat die vreugde was? Jy. Sê ek? Ek wil dit weer. Ek? Wys nou jouself. Ek? Hy het vir jou gedoen. Hy het vir jou gedoen. Nooit dink dat hy nie vir jou gedoen het nie. Hy het dit vir jou gedoen. Hy het ons kom red van ons sonde af. Hy het ons herstel ons verhouding met God. Ons kan 'n verhouding hê met die Allerhoogste, die een wat hemel en aarde geskape het. Ons kan 'n verhouding met hom hê. En hy het ons geregverdig om daar te wees. Dat ek sonde en God meng nie. Dit kan nie. Maar met Jesus se bloed is ons skoon gewas. So ons kan voor die Vader kom sonder dat ons bang hoef te wees. So dit verander alles. Jesus verander alles. Dit verander jou verlede. Dit verander jou toekoms en dit verander jou hede. Dit verander jou nou. Soos jy dieselfde as wat jy 'n jaar terug was. Dink gou 'n bietjie terug. Net gou vandag. Ons reminis net gou 'n bietjie terug. Dink gou terug in hierdie dag. Is jy dieselfde of het jy verander? Goed of sleg? Daar is 'n verandering in plaas van baie keer. Maar Jesus het gekom vir my en vir jou, sodat ons kan verander word. Is Jesus die middelpunt van jou lewe? Is die kruis die middelpunt van jou lewe? Die offer wat Jesus gegee het op die kruis, is hy die middelpunt? Of is daar ietsie anderste wat sy plek neem? Baie van ons hierso sit miskien en sê, maar Jesus het ons teleurgestel. God het my teleurgestel. Hoe kan ek dan hom glo? Ek het hom so vertrou van al hierdie goeders, maar nog steeds het hierdie goed nie gebeur nie. Jesus is nog steeds ons hoop, selfs as dinge verkeerd loop. Hy is nog steeds die hoop. Dink jy die disippels gedink het gaan alles so verloop as dit op die dag van die kruis was? Hulle glad nie hierdie verwag nie. Hulle het gehoor van dit, Jesus het hulle konstant gesê. Hulle het so halwe oor geluister, en hulle was 'n bietjie mans gewees, ons luister hulle halwe oor. Maar nog steeds het hulle gekom, hulle het geweet, maar nog steeds het hulle getwyfel. En ek wil vir jou vandag gesê, nie twyfel wat God vir jou sê nie. God kan nog steeds jou gebruik in enige situasie in jou lewe. In enige pad wat jy loop, kan hy nog steeds jou gebruik. God se genade is opnuut elke oggend. Is dit nie wonderlike nuus nie? Dit baie mense is nog swaar. Swaar tye wat voor lê. Elke oggend is God se genade, sy vreugde is opnuut elke oggend. Amen. Amen. Jou worsteling beteken nie dat hy nie daar by jou is nie. Jou worsteling is net 'n beginpunt of 'n hoofstuk in jou lewe. So ons gaan na 4 punte kyk. En wat ons net 'n bietjie op hierdie dag net kan dink en herkou.
Maar ek vind nie jy moet net vandag luister nie. Dis wat ek sê van 'n woord. As God vir jou sê iets Jan, moet jy iets bring. En luister mooi want jy gaan 'n vraag hê aan die einde van dit waar jy almal gaan antwoord. Daar is 'n toets. So luister mooi. So die eerste wat ons nou gaan kyk is van verwagting versus realiteit. Daar's 'n verwagting gewees, maar daar's 'n realiteit gewees. Ons gepraat Vrydag van die Fariseërs, die Jode was so opgewonde wees. Hulle het laas Sondag gesê, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hier is ons koning, hier is die een wat ons gaan red van die Rome. En toe 'n paar dae later sê hulle, hy nie wat ons gedink het nie. Wat op 'n donkie en ek wil vrede bring? Nee, ons wil hierdie plek vernietig. Kruisig hom. Dieselfde mense wat vir hom gesê het, Hosanna, sê vir hom kruisig. Want hy het nie hulle verwagtinge het hy nie te nagekom. Hy het nie hulle verwagtinge geraak nie. En daarso kan ons sien, lees in Openbaring 5 vers 5 tot 6. Then one of the elders said to me, do not weep, see the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scrolls and its 7 seals. Then I saw a lamb, look as if it has been slain, standing at the center of the throne. So hier is die Openbaring vir ons 2 beelde. Die leeu van Juda, die sterk leeu van Juda, het gekom as 'n lam. He came as a little lamb, as 'n offer vir my en jou. Hulle het 'n verwagting gehad, die Jode het 'n verwagting gehad van die leeu van Juda. Het jy nie baie keer die verwagting van 'n leeu wat kom? 'n Leeu wat met jou vyande kan verskeer nie. Ons het hierdie verwagting van hier groot goedes. Dan kom Jesus in 'n hele ander manier as 'n lammetjie. Dink net 'n bietjie vir jouself. Jy verwag iets groots. 'n Leeu, en hier kom 'n lammetjie. Dis 'n bietjie iets anders. Dis heeltemal as wat jy kan nie aan dit dink nie. Mense verwag 'n koning vir oorwinning, maar hy het gekom as 'n lam om geoffer te word. Geoffer in ons plek. 'n Lammetjie vir ons opgeoffer. Hierdie oorwinning het nie gekom met geweld nie. Hy het nie gekom met swaard in hand en almal vernietig nie. Hy het gekom met liefde en opoffering en sê, Here, hier is ek. Ek sal in plek vir my kinders staan. Ek sal in plek van elke persoon so staan. En as dit nie jou laat soos 'n bietjie hartseer word nie, laat die Here vir jou iets wys vandag. God se plan lyk nie altyd dieselfde as ons in die lyk nie. Wie daar 'n plan gehad en God 'n ander plan gegee? Ons almal het al. Ek het hierdie plan gehad van hoe goed ons moet verloop. Ek het hierdie plan gehad, alles is mooi in plek gesit. En toe, gaan ons 'n ander plan. Die Here het 'n hele ander plan, maar weet jy wat? Sy plan is altyd beter. Sy plan vir jou lewe is altyd beter. So wat ek vir jou wil sê vandag ook, vertrou hom. Trust him. He's got you, man. Hy het jou. In die palm van sy hand hou hy jou vas. Want sy plan is vol genade en wysheid. En hy sal jou daardeur vat. Punt nommer 2, omstandighede. Baie van ons wat omstandighede het. Probleem op probleem op probleem. Dan gaan dit goed, 'n probleem en dan probleem. Dan gaan dit so oké. Ook 'n probleem en nog 'n probleem. Ons vind heeltyd probleme. Ons vind heeltyd omstandighede wat nie lekker is nie. Lewe gaan nie vir ons lekker net wees heeltyd nie. Die omstandighede is nie altyd daar om ons terug te hou nie, maar om te laat groei ook. Soms voel jy vasgevang in die duisternis. Wie al vasgevang in die duisternis gevoel? Ja, is baie van ons nie hande opsteek nie. Maar ons so vasgevang in die duisternis van depressie gewees, van skuld, van vrees, van angs, negatiewe gedagtes. Oupa Teen sê altyd dis
soos perde wat weghardloop. Jy kry hulle nie by mekaar nie. As jy een by mekaar kry, dan hardloop jy aan die ene weer. Jou gedagtes is partykeer so, het hardloop net en hardloop net en hardloop net, jy maak so klein dingetjie, so groot. Wat sê hulle? Jy maak 'n berg van 'n muurskoop. Dis Afrikaanse idioom. 'n berg van 'n muurskoop. Hy is nie so, hy is 'n klein ding, maar maak dit groot. Maar God gebruik selfs ons donkerste tye om ons te verander. God gebruik die slegste tye. Genesis 50 is nie op die bord nie, waar Josef hierdie droom gehad het van uit hierdie droom gehad van hoe almal voor hom gaan buig en wat alles met hom gaan gebeur. En daarso het alles verkeerd geloop. Hy was sy boeties het hom verraai, hulle het hom in 'n put gegooi. Hy was verkoop gewees in slawerny in. En toe, hy was in die tronk gegooi. Jesuh. Dis probleem op probleem op probleem. Ek dink jou probleem is erg. Josef het groot probleme gehad. Maar nog steeds in die einde, sy boeties kom na hom toe en hulle sê jammer dat ons gedoen het. En hy sê vir sy boeties, julle het vir sleg bedoel, maar God het vir goed gebruik. Want daarso kon hy die volk van Israel red. So jou slegste omstandighede wat jy nou in is, ek is jammer dat jy in is. Maar ek wil sê, hou moed. Hou moed. Want God kan enige tyd dit sorg. Van waar ons in is, van the world meant it for evil, but God meant it for good. God kan enigiets verander. Vertrou in hom en fokus op hom en hy sal jou daardeur trek. Hy is altyd teenwoordig in sy lig. Hy is die lig in die duisternis. Nou ek wil vinnig 'n klein verhaaltjie vertel. Ek dink jy nou vertel, maar dit is 'n baie mooi verhaal net om weer te vertel nou. Al 'n seentjie, sy na pa is baie lief vir hardloop. Hulle het altyd gehardloop en ewe skielik het sy begin, sy kon nie lekker meer sien op die pad nie. En hulle vat haar dokter toe, die dokter sê sy begin kanker in haar oë te kry. Sy gaan oor 2 maande gaan sy nie meer kan sien. En sy is so in 'n put van depressie gewees, maar haar pa het gesê nee, ons gaan nog steeds hardloop, ons gaan nog steeds uitgaan. En sy het elke keer opgestaan, reggemaak en sy het gehardloop. Een oggend staan sy op en sy weet nie waar haar pa nie en sy gaan badkamer toe en sy wil haar tande borsel en sy stamp die glas om en die haar breek die glas. Dan gaan sy kamer toe en sy voel vir die bed en sy kry die bed en sy trek haar klere aan en daarso gaan sy nou en daar trek sy aan en daar gaan sy uit die huis uit. En hierso begin sy hardloop. Sy weet hoe alles loop en hoe die roete is wat hulle al hardloop. En sy hardloop en sy voel weer hierdie groot depressie wat oor haar kom en sy dink nie. En sy vergeet sy moet nie hierdie pad gevat nie, maar sy moes regs gegaan, maar sy het links gegaan. En sy hardloop en sy is so in 'n diep gat van duisternis dat sy by 'n afgrond kom en net sy voor die afgrond kom, ruk haar pa weg. En sy vra pa, waar was jy gewees? Waar is pa gewees? Hy het of pa gaan my help, pa gaan my lei. Hy sê, hy was altyd daar gewees. Hy sê, die glas omgestamp en hy het die glas skoon gemaak, laat sy nie haar voete kan seermaak nie. Die klere wat op die bed was, wat sy aangetrek het, is deur hom daar neergesit. Die manier hoe sy uit die huis gekom het, die huis oop was, is deur hom oopgesluit. Hy was heeltemal agter haar aangewees. En hy het geweet sy die verkeerde pad gevat, en hy was steeds agter haar aangewees. Maar voor die afgrond daar weggeruk, en hy sê, ek is by jou. En ek wil vir jou sê vandag, die omstandighede lyk miskien sleg, maar ek sê, God is by jou. Al sien jy hom nie, hy is by jou. Hy is met jou. Boetie en sussie, ek weet hierdie goed wat ons beleef op aarde is nie lekker nie. But take heart. Take heart, for he has overcome the world. Ons lees Romeine 8 vers 18. For I consider that the suffering of this present time, so wat jy nou deurgaan, are not worthy to be compared to the glory which shall be received in us. So jy moet verseker weet, dit wat jy op aarde deurgaan, gaan nie compare vir wat jy gaan kry in die hemel.
Ek wil vir jou sê vandag, boetie en sussie, nie opgee nie. Die kruis is leeg, God lewe. En waar ons vandag hierso is 'n testimonie dat hy nog steeds lewe. Dat 'n man so groot verskil kan maak in hierdie wêreld. So, moet ons nog steeds verstom staan. Derde punt is heel maak. Jy mag voel baie keer dat jy soveel sonde het en jy is so skaam en jy sê die Here gaan nooit my vergewe nie. Die Here gaan nooit vir my roep nie. Die Here gaan nooit vir my goeders doen nie. Wel, daar's 'n ding wat sê never say never. God is nog steeds daarso. Hy is nog steeds daar om jou heel te maak. Maar hy vra vir jou, kom na my toe. Kom na my toe. Ons doen foute en dink ons moet weggaan van God af. Nee, God gaan nie niks met my wil doen. Maar eintlik moet hierdie foute ons na God toe vat. Here, ek is jammer. Daai belyde, jy moet jou hart bely en sê, jammer Here, ek wil na U toe gaan. Baie keer dan dink die vyand, hy gaan jou kruis, ek wil dat jy Sondag aan die weghard van God af. Eintlik moet jy jy moet turn the tables. Wanneer jy gesondag het, hart na God. God wil jou hê, hy soek jou. Kom ons lees wat dit sê vir ons in Johannes 8 vers 36. Who the Son sets free is free indeed. Jou waarde lê nie in jou posisie nie, of jou prestasies nie, of wat jy het, of wat jy moet doen, of wat jy dink op aarde moet wees nie. Jou prestasie is in die liefde wat God vir jou het, of die waarheid is in die liefde wat God vir jou het. En sy liefde is oneindig vir jou. Ongeag van jou omstandighede, wat se prys, wat se vlak jy is, hy is lief vir jou. Van die hoogste tot die laagste is hy lief. Hy is lief vir jou. As jy voel, dat heeltyd hierdie stemme in jou kop is, wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Kyk hoe sondig is jy, kyk hoe vuil is jy. Ek wil jou sê, dis nie God nie. God wil jou nooit wegdruk van hom af nie, maar na hom toe vat. God sê, ek is lief vir jou, kom terug na my toe, dis okay, ek is saam met jou deur hierdie gang. Hou op, dat die vyand dit probeer druk, dat dit God se stem is. Sy stem roep jou terug na sy genade toe. Wat hy gedoen op die kruis vir ons is genade. Hy het dit nie gedoen vir love and charity nie. Dit het nie vir sy eie gesondheid gewees nie. Hy het gedoen vir my en jou. Sodat ons hier kan staan en sê, Here, ek is vergewe. Ek kan hier so staan. Het ek foute in my lewe? Ja, ek het. Maar nog steeds gaan ek na God toe hardloop. Niemand is perfek in hierdie lewe. Maar ons kan na God toe streef. Ons kan ons harte rig na God toe. En wanneer ons fout maak, kan ons sê, Here, vergewe my. En weet jy wat? Hy vergewe jou. Hy vergewe jou. Wow! Hy vergewe jou. Is dit nie mooi genade nie? Ons verdien dit nie. Maar nog steeds gee God dit vir ons. Want hy wil jou heel maak. Die laaste punt gaan kyk is van waarheid oor die leuns. So. Ons het 'n kursus gedoen. Die kursus praat van truth-based lies. Or is lie-based beliefs. Van waar dit leuns is wat ons glo die waarheid al is. Waar dit ons glo heeltyd oor en oor hierdie leuen en dit word later 'n waarheid in ons harte. Ons dink ons moet wegwerk van God af. Dis 'n leuen wat in ons harte geplant is. Soveel leuns is daar in ons harte wat sê ons moet wegtrek van God af, weggaan van God af. Wanneer jy twyfel, ek wil vir jou sê vandag, wanneer jy twyfel en vra, dit beteken nie jy is 'n Christen nie. Dit beteken jy het vra. Jy het vra oor dinge van die lewe, jy het vra oor God, jy het vra oor Christendom. Dit beteken nie jy is 'n Christen nie. Laat hierdie vrae dra dit na God toe. Wat ek nou baie vir God gevra is, hoekom? Hoekom, Here? Hoekom hierdie? Hoekom het hierdie gebeur? Hoekom het daai gebeur? Hoekom het hierdie mense weg? Hoekom is hierdie mense so? Hoekom? God is groot genoeg om jou vrae te hanteer.
Hy kan vir jou die antwoord gee. Nooit dink, ek kan nie vir God plan hê, hy's te besig. Wat 'n sterk is dit? God is nooit te besig vir jou nie, my kind. Hy is altyd daar vir jou. In jou diepste donkerste tye is hy nog steeds daarso. Nie laat die vyand hierdie leuen in ons sit dat God te besig is vir ons nie. Inteendeel, vra kan die begin wees van 'n verdieper verhouding met God. As jy 'n vraag het, gaan na God toe. Gaan doen ondersoek in God se woord. Laat dit vir jou wys, laat die Gees vir jou dra. Laat die Gees vir jou dieper verstaan gee van wat jou vraag is. So wat moet jy doen vandag? Wat moet jy doen vandag? As jy sê, ek wil glo, maar. Ek wil glo, maar. Ek glo maar. Jy al gehoor? Maar. Jou ma sê vir jou, trek jou baadjie aan. Maar pa. Daai maar wys daar's 'n leuen wat plaasvind. Want God kan jou gebruik, God kan enigiets wat jy in glo, kan hy vir jou bring. So ek wil vir jou 4 stappe gee, so identifiseer die leuen of gevoel. Is daar 'n leuen is of 'n gevoel is van maar. Gaan identifiseer, wat is die leuen en wat is die gevoel? Die tweede is bely voor God. Here, ek is jammer, ek het hierdie vraag, ek weet nie, maar bely en sê, okay, Here, wys my. Wys, ek het hierdie vraag nou, wys vir my. Derde een is van, dit is een van die moeilikste goed is vertrou mense. Ons almal is al seer gemaak deur mense. Ek weet nie wat julle nie, ek het al seer gemaak deur mense. Julle is heilige mense, jy kry nie seer. Ekskuus, dit ek. Ons kry seer deur mense. Maar nie dat hierdie seer jou wegtrek van hierdie. Ons maak foute. Mense maak foute. Ek verstaan hoe ons dink mense is perfek. Al my verstand bowe ons altyd dink mense is perfek. Maar nee, ons is nie. Ons maak foute, ons doen goeders, maar nie dat jou weghou van mense nie, van 'n verhouding met boeties en sissies wat jou kan help en dra nie. En dan die laaste een is beveg dit met waarheid. Dit sê skrif, maar waarheid is die mooiste woord. Want God sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Wie is die waarheid? Dit is Jesus. Jesus is die waarheid in jou hart. So nie laat die vyand jou probeer wegtrek van God af nie. God bestaan nie vir ons nie. So, jy geweet, God bestaan nie vir ons nie. Ons bestaan vir hom. Ons is daar vir hom. Hy is nie daai genie in 'n lamp wat ons daai lampie kan en dan wishes kry nie. Maar weet jy wat ook? God het gekom vir ons. Jesus het gekom vir jou. Ons is nie soos die ander gelowe werk na God toe nie. God gesê, ek is hier. Ek is hier by jou. En wat 'n wonderlike nuus is dit nie? God is in jou kant. Hy kom vir jou. Hy gee nie op. Hy gee om vir elke persoon wat in hom glo. So die waarheid is, Jesus wag reeds vir jou. Die leeu van Juda wag vir jou. Die lam van God wag vir jou. Hy sê kom. Kom na my. En ek sal vir jou rus gee. Hy het reeds die prys betaal. En hy het klaar oorwin. Amen.